Ons gaan nou vanoggend 'n teks lees wat jy dalk nie verwag het op Opstandingssondag gelees sou word nie. Maar al die lyntjies, al die punte sal bymekaar kom soos wat ons deur die erediens gaan. So in plaas van iets soos Lukas 24, vra ek julle dan dat ons kyk na Jesaja 65 vers 17 tot en met 25. En ek gaan die 2020 vertaling op die skerm hê. Ek dink okay, dis die een sonder die verskoon asseblief, ek het die verkeerde PowerPoint gestuur sonder die skriflesing, maar luister gerus saam of volg in jou Bybel, jou vertaling van voorkeer. Ja, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die vroeëres sal nie meer gedink word nie. Dit sal nie in die mense se gedagtes opkom nie. Maar wees bly en juig vir altyd oor wat ek gaan skep. Ja, kyk, ek gaan Jerusalem skep, as iets om oor te juig, en haar volk tot 'n vreugde. Ek sal oor Jerusalem juig en oor my volk bly wees. In haar sal die klank van gehuil nie weer gehoor word nie. Ook nie die klank van 'n geroep om hulp nie. Daar sal nie meer 'n suigeling wees wat net enkele dae of 'n bejaarde wat nie sy lewensdae voltooi nie. Want die jongste sal op 100 jaar sterf. En wie nie 100 jaar bereik nie, sal as 'n vervloekte beskou word. Hulle sal huise bou en bewoon, hulle sal wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Hulle sal nie bou sodat 'n ander dit bewoon nie, of plant sodat 'n ander dit eet nie. Want soos die lewensdae van 'n boom, sal die lewensdae van my volk wees. Die arbeid van hulle hande sal my uitverkorenes self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders verwek vir 'n verskriklike lot nie. Want hulle sal 'n geslag geseëndes van die Here wees, en hulle nakomelinge saam met hulle. Nog voordat hulle roep, sal ek hulle antwoord. Hulle sal nog besig wees om te praat, dan verhoor ek hulle al. 'n wolf en 'n lam sal saam wei. 'n leeu sal soos 'n bees hooi eet, maar 'n slang, stof sal sy kos wees. Mense sal nie kwaad aanrig of hulle wan gedra nie. Nêrens op my hele heilige berg nie, sê die Here. Nou hoekom ek sê dis dalk 'n onverwagse teks vir Opstandingssondag, is julle dalk iets verwag om te hoor van die narratief, jy weet die vrouens wat aankom by die graf en hoor die graf is leeg en terughardloop na die disippels toe en gaan verkondig, maar die Here het opgestaan en dis wat ons baie gewoond is aan, maar wat is die teologiese beginsel daar agter wat 'n implikasie het op ons lewens vandag? Vernuwing. Die hele boodskap van die opstanding gaan oor vernuwing en soveel te meer is dit dan belangrik om te kyk na een van die groot profete, Jeremia, Jesaja en Esegiel, want hulle het iets soort van voorspel vir die opstanding. So Jesaja word baie aangehaal in die Nuwe Testament ook, hy word telkens ook, jy weet, in die Ou Testament ook aangehaal, en ons maar invloede van verskillende ander Bybelboeke wat ook so 'n bietjie van Jesaja aanhaal. Maar ons het al gelees, of hulle het in die vroeë kerk, het hulle al gelees in Jesaja oor 'n boodskap wat eintlik met Jesus se vleeswording, prediking, kruisiging, sterwe, opstanding, daar eers vervul word. So ons het so 'n bietjie van 'n voorsmaakie amper met hierdie teks. In verse 17 en 18 is my baie interessant, want dit sê, ja, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die vroeëres sal nie meer gedink word nie, dit sal nie in mense se gedagte opkom nie. So God kom en hy sê, maar ek gaan vernuwe, ek gaan nuut maak, ek gaan nuut skep. Wat word dan van die oues? Maar wees bly en juig vir altyd oor wat ek gaan skep. Ek sal oor Jerusalem juig en oor my volk bly wees. So God kom sê, maar dit wat ek gaan doen is, omdat ek ook wil bly wees hieroor. Ek wil ook bly wees in die vernuwing wat elkeen van ons kan beleef en ervaar en deurgaan, omdat die kruisiging moontlik was. Omdat daar kruisiging, omdat daar sterwe, omdat daar opstanding was, kan ons vernuwe word. So die teks sê nie, met die kruisiging, opstanding, en ek gaan nou maar net praat van Paasfees, dan weet julle ek praat van daai pakkie. So dit beteken nie, daar skielik 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde met die Paasfees tydperk nie. Dit kom nog, God skep dit nog, maar met die voorhangsel wat geskeur het, soos Jesus sy laaste asem uitblaas,
het dit moontlik geword vir ek en jou, vir my en jou, om iets ook te kan beleef van, sterf in jou eie, die ou jy, en word weer nuut gebore. Die vraag wat kan opduik rondom vers 20 is nogal interessant, want dit sê so, daar sal nie meer 'n suigeling wees van net enkele dae of 'n bejaarde wat nie sy lewensdae voltooi nie. Want die jongste sal op 100 jaar sterf. En wie nie 100 jaar bereik nie, sal as 'n vervloekte beskou word. Daai vers het so bietjie aan my gekrap, want ons praat mos baie keer van Bybelfigure wat 690 word en 900 en something word en Adam wat ook so oud geword het en Moses, Noag. En dan wonder jy vandag se tyd as daar miskien 'n babietjie gebore word of 'n stilgeboorte is. Wat het daar gebeur? Is daai babietjie of daai kind wat oorlede is vervloek gewees of dis 'n baie gevaarlike teologie daai. Hierdie teks het vir my meer laat dink aan hoe belangrik dit is ook om te onthou dat en ons word gekonfronteer hiermee, ons vier nou die opstanding, maar ons word ook gekonfronteer met die realiteit dat ons almal het beperkte tyd op hierdie aarde. Op die ou aarde. Die aarde wat Jesaja ook sê nuut gemaak gaan word. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons het min tyd hierso. So wat doen ons met ons tyd? Ek hou baie van wat Dominee Martin Vrydag gevra het. Hy het gevra, wat sou jy met jou laaste 24 uur op aarde gedoen het? En om dan natuurlik, jy weet, elke dag so te leef. Maar wanneer laas het jy stil gaan staan en eintlik vir die Here nie net dankie gesê dat ek verlos is, dat ek eendag hemel toe gaan en so nie, maar om vir hom dankie te sê vir die vernuwing wat hy vandag al reeds in ons moontlik maak. Dat ons vandag al hier kan sit op 20 April 2025 en ons kan iets van Christus se liefde uitleef teenoor mekaar. Wanneer ons langsaan gaan bolletjies eet en tee drink, is daar 'n familiegevoel, daar is soos 'n vriendelikheid, daar is soos 'n liefde onder mekaar. Iets wat moontlik is omdat die Here Jesus deur ons leef, in ons leef. Ons vernuwing is alreeds moontlik. Want ons is nuut geskep. Ek het ook gesien in vers 18 is daar 'n spesifieke woord wat gebruik word, wat baie min gebruik word. Die woord vir altyd, dit word so vertaal. Dis 'n Hebreëse woord wat klem plaas daarop dat dit regtig vir ewig en altyd is. So dink jy hoe lekker moet dit wees as jy vir ewig en altyd kan verbly oor die Here. Ek dink van julle het seker al hierdie stalkie gehoor, maar daar is soos 'n kindjie gewees by Jubelklub op 'n stadium so 'n paar jaar gelede. En hy vra toe vir my, nee, maar sing ons regtig heeltyd in die hemel? En ek sê, wel, die Bybel sê ons gaan sing en jubel en juig. Ek sê, nee, maar hy hou nie van sing nie, hy wil dan nie hemel toe gaan nie. Maar of dit nou sing is en of dit nou wat ook al is, ons kan verbly oor Christus wat opgestaan het. En daar is gevalle in die Ou Testament waar daar ook praat van lewe na die dood, maar dit is verbasend min. Dit het my nogal reg net hier so tussen die oë getref. Ons lees baie min van lewe na die dood in die Ou Testament. Dit praat op 'n stadium van Seol, wat die doderyk is, en Seol word gesien as verwyderd van God. So, as jy dood is en jy's in Seol, by Seol, wat ook al, hoe jy dit in jou kop wil verwoord of konseptualiseer, dit word gesien as weg van die Here af. Maar daar is tog gevalle waar ons lees van mense wat opgewek is uit die dood uit. Ons lees in 2 Konings en 1 Konings en 2 Konings, lees ons van mense wat opgestaan het, opgewek is uit die dood uit. Ons lees ook byvoorbeeld van die droë beendere, wat soos in die Engels, ek moet dit in Engels sê, the valley of dry bones, die vallei van droë beendere, maar het klink net so mooi in Engels. Ons lees van daai beendere wat ook opgestaan het, maar meer in 'n metaforiese sin. En ons lees ook dan in Genesis en Hebreërs, wat daar op die skerm is, van mense wat sommer net direk hemel toe is. Die direk hemel toe is, wie nie eers moes doodgaan en dan opgevaar het na die hemel toe met die wederkoms nie. In die Ou Testament alreeds is daar iets voorspeel
en voorspel van lewe na die dood. Wat vir ons baie hoop bring. En Christus is die enigste, kom ons sê entiteit, maar ons weet hy is volledig God, volledig mens, maar kom ons sê nou maar net vir argumentsonthaalwe entiteit, wat homself uit die dood uit opgewek het. God die Vader, lees ons eksplisiet, het vir Christus opgewek. God het God self opgewek. Hierdie ander ouens is deur God opgewek. Dis iets apart, iets ekstern wat hulle opgewek het. Dis ons God wat hulle opgewek het. Maar Christus Jesus het die vermoë gehad, en nog steeds die vermoë, dat hy self kon dood wees, en homself opwek. Dis nie net skrikwekkend nie, dis wonderlik. Ek wil so God dien. Ek wil van so God getuig. Ek wil van so God jubel en juig met hierdie Hebreëse woord ook vir altyd. Maar hoe gereeld doen ons dit? Hier is baie gemeentelede wat ook hier so sit en wat baie keer hierdie mooi boodskappe en Bybelverse en so op hulle WhatsApp status plaas en so en dis wonderlik. Maar hoe gereeld gaan ek en jy wat dalk nie so gereeld ook die goed online sit nie, hoe gereeld juig ons oor die Here? Hoe juig jy oor die Here? Sing jy lofprys en aanbiddingsmusiek? Hou jy dalk miskien sommer net 'n lekker partytjie vir die Here wat opgestaan het? Dit klink nou belaglik, dit klink nou absurd om dit so te stel, maar kom ons doen iets. Kom ons vier die Here se opstanding. In Openbaring lees ons ook 'n interessante teks. Dit sê ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem. So dit praat nie van letterlik Jerusalem wat nou platgeslaan is en 'n nuwe een gebou is nie. Dis die nuwe volk van die Here. Dis nou waarin ek en jy ook deel het. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdaal. Sy is gereed gemaak vir 'n bruid wat versier is vir haar man. En ek het die voorreg gehad om verlede jaar my suster se troue, die boodskap te lewer by haar troue. En dit was so mooi geweest om iemand wat jy jou lewe lank al ken, letterlik, so te bevestig ook in die huwelik. En as ek dink aan daai beeld van 'n bruid wat versier is vir haar man, toe sy so ingestap kom, saam met my pa, kon jy net sien hierdie Wade, dis nou haar man, hy smelt sommer net so, jy weet. En ek dink dis nie so mooi om te dink dat God soos dat ons vir God voorberei is soos 'n bruid vir haar man. Dis wat die Here Jesus kom doen het. Dis wat die profete ook probeer doen het deur vir ons boodskappe te gee soos wat ons vandag lees. Maar wat doen ek en jy om regtig dit te vier met ander medegelowiges, wat ter eer van die Here? Ons teks kan baie maklik opgesom word in hierdie volgende 5 punte. Opstanding Sondag gaan oor vernuwing, dit gaan oor die nuwe hemel en ons lees ook die nuwe aarde wat geskep is. Ons lees ons verval nie net nie, die skade wat ons sien in Gaza en Israel, Oekraïne, Benoni, waar ook al. Daar is hoop. Daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat kom. Dit het begin deur my en jou wat ook vernuwe word, wat ook nuut gemaak word. God skep dit. God skep ons. Opstanding Sondag herinner ons ook dat ons nou skielik bietjie anders dink oor die lewe en oor die dood. Hierdie teks wat ek nou gelees het, wat ek so bietjie 'n deel aangehaal het oor mense wat jonk sterf, vervloek is en die wat lank leef, geseënd is. Ja, dit is 'n Bybelse verstaan van jy is geseënd as jy lank kan leef. Die Here seën jou met baie jare, dit is waar. Maar ons dink skielik baie anders oor die lewe en die dood. Want ons weet daar's iets anders wat voor lê. Dominee Martin het Vrydag ook gesê, dit is Vrydag, but Sunday is coming. Om te weet, daar is 'n opstanding. Daar is 'n deel van die ewigheid, of die hele ewigheid, waarin ek en jy deel het. Ons lees, hy skep die nuwe aarde, daar kom ons nou met die nuwe aarde. Ons pas hierdie nuwe aarde ook dan op.
Ons moet alreeds hierdie aarde wat gebroken is vandag, moet ons alreeds oppas. Want die Here gebruik ons ook om te vernuwe. Dan hoor ons hier so, dis 'n baie mooi vers en ek sal hom graag vir julle wil lees. Hulle sal nie meer te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders verwek vir werklike lot nie, want hulle sal 'n geslag geseëndes wees en hulle nakomelinge saam met hulle. 23 en dan nog voordat hulle roep, sal ek hulle antwoord. Daai gebed wat jy nog wil bid, wat jy nog gaan bid, waarvan jy nie weet nie, nog voordat ek en jy roep, sal hy ons antwoord. Ek en jy sal nog besig wees om te praat, dan verhoor die Here ons. Wow! Om te dink die Here hoor al, wat ek nog eers weet ek wil bid nie. Die laaste punt van hierdie boodskap, is om te sê, maar, die Here bring versoening, en hy skep nuwe verhoudings van vrede. Dit geld nie net vir Christene en nie-Christene nie, dit geld vir ons ook. Hier is maar spanning tussen mense, ons is mense, dit gaan gebeur. Maar die Here bring versoening. Versoening tussen my en hom, tussen jou en hom, maar ook tussen mekaar. Hy bring mense oor jou pad. Hy bring mense oor jou pad wat hom nodig het. En dan is ek en jy 'n spreekbuis. Dan het ek en jy verantwoordelikheid om in liefde uit te leef. Want dit sê daar, bring versoening. Ek wil die laaste opmerking maak, voordat ons oorgaan na die volgende deelte, en dat ons die koor ook geleentheid gee om te sing. Maar om te sê, hoe vier jy vandag Paas Sondag, Opstanding Sondag? Gaan dink so 'n bietjie daaroor na, en probeer regtig om te jubel en te juig, soos wat die teks ook hierso sê, vir altyd. Vier die opstanding op 'n besonderse manier. Bring versoening tussen jou en iemand met wie jy dalk so 'n bietjie koppe stamp. Wees dankbaar dat ons hoop het vir na ons dood. Vir die opstanding. Vir die nuwe hemel en die nuwe aarde. Want saam met dit is die hele Paas boodskap opgesom. En ek laat julle net daar. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Liewe Here Jesus, dankie dat U opgestaan het, dat U ons bewaar, dat U ons vernuwe, en dat U ons ook help om anders te dink oor lewe en dood. Baie jare gelede was die dood iets waarvoor mense regtig bang was. Voordat ons as die mensdom geweet het, daar's ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat kom. Daar's 'n opstanding uit die dode. Dankie dat ons die voorreg het om terug te kan kyk en te kan weet met sekerheid dat ons leef nadat ons sterf. Ons leef want U leef. Dankie vir U liefde. Dankie vir U omgee. Dankie vir U troos. En ons wil net sê ons is baie lief vir U. Amen.